Ok, gou hoe ek na die wind kyk. So eerstens, ek gaan kyk hier van die T af. Lyk dit of ek 'n tailwind het. Ek hou daarvan om dan in reverse view te gaan van agter die vlag af. Ehm van agter die vlag af. Vorentoe, jy kan sien hierdie wind is bietjie meer dwars as wat 'n nette tailwind is. So dit is wel 'n tailwind van die T af. So wat die yardage aanbetref, gaan ons op 'n tailwind werk hier van 7 uur se kant af min of meer. Maar as ons na die aim kyk, gaan dit bietjie onders wees. So nou, om die yardage uit te werk, ons werk op die mid-range. Dis 15 mil per uur, 14 en 16, 15 is die mid-range. Nou, as ons na die yardage uitwerk, die eerste ding is, ons gaan basies dan kyk hierdie wind waar hy mid-range is van 7 uur af. Nou, as ons nou die schematic vir my gaan kyk, yardage se wind impact, as hy vir 7 uur af wou, dan werk ons met 50% van die wind speed, wat ons moet aftrek of bytel, in hierdie geval is dit tailwind. So ons moet die helfte van die wind speed moet ons aftrek. Die helfte van 15 is 7,5, so ons skuif hom op na 8 toe, dis afronding. Nou dan werk ons gou die yardage uit, ons moet slaan, ons 173 yards, minus die 8 as gevolg van die wind, geef my 165, minus dan 18 gedeeld deur 3 is 3,33, hier rondom af na 4 toe, so ons het 165 minus 4 geef my 161 yards. Dis wat ek, hoe hard ek hierdie hou moet slaan, of die distance wat ek die hou wil slaan. Nou goed, as ons hier na die mapping gaan kyk, dan het hierdie mapping is van die fairway afgedoen. Hierdie mappings is van die T afgedoen. Ons is tans op die T. En ek het gesê, ek moet daai ding met 161 slaan. So dit gaan 'n 7 huiser wees. Full backspin van 159 gees met 100% slaan. So ons gaan 'n 7 huister vat. Ek gaan full backspin, dit is 159, 161, so 1 backspin terugsit. Dit is vir die yardage. Okay, so nou weet ons is reg mee uit te slaan. Nou moet ons in die wind gaan kyk op die drift. Hoeveel gaan die bal van links na regs deur die lug draai as gevolg van die wind? Dit wys vir ons hier's 'n tailwind, maar as ons in die reverse view gaan, kan ons sien dat die wind is baie meer dwars as wat dit net 'n tailwind is. Okay, so op hierdie angle lyk dit meer asof die wind daar van 8 uur se kant af min of meer waai. Nou as ons dan teruggaan na hierdie schematic toe en nou gaan kyk na hier's 8 uur min of meer. Want jy sien, dis hier by die geel rond. En dan sê mense jy met die helfte van die wind speed moet jy toelaat vir die drift. Nou okay, ons gebeur daai wind speed is 15, die helfte daarvan is 7,5 gedeel deur 3 om te bepaal hoeveel blokke is dit. So 7,5 gedeel deur 3 gaan ons 'n 2,5 gee. Okay, so dit gaan beteken ons gaan 2,5 blokke regs moet mik. Ja, okay, ons is nou nie reverse view, onthou dit nou maar net. Okay, so daar sal 'n mens sien, ek moet 2,5 gaan kry. Nou die buitekant van die gridlyn hier, so as jy daar so kyk, waar daar eindig. Dis 2 blokke, nou ek moet 2,5 blok omtrent is omtrent daar. Nou kyk ek, as daar waar die bos raak omtrent, ek dubbelklik daar, so nou is dit reg vir my aim en vir die drift. En ek weet ek moet hierdie ding omtrent teen 100% of so 99% slaan, en dan moet ek nie die ding tref. Okay, so daar soos die hou vir jou nou volledig uitgewerk om te verduidelik hoe die mapping en al die goed by mekaar kom. En ek dink is duidelik daar sal hoe hy dan